Is ons al daar? As jy al ooit op 'n roadtrip met 'n kind was, ken jy hierdie vraag. Jy skaars uit die stad uit en die gekla begin. Is ons al daar? Hoe lank nog? Want die pad kan lank word. So ons speel speletjies om onsself besig te hou. Miskien ek sien met my kleine oogie of dalk karkriket. Party raak aan die slaap. Verkieslik net die een wat bestuur, nie. Die pad is 'n tussenin plek van agterlaat wat was en beweeg na 'n ander. En die tussentyd is presies waar die disippels van Jesus was, na sy hemelvaart. En dit was nie die eerste keer dat hulle daar was nie. Hulle het hom eers gesien sterf aan die kruis, en dan gebeur die ondenkbare. Hy word opgewek. En so sien hulle hom, hulle raak aan hom, hulle eet saam en alles voel terug na normaal, totdat hy opvaar na die hemel. Nou Jesus het beloof dat hy sy gees sal stuur, en dat hy weer sal terugkom, maar hulle moes gewonder het, wanneer? Vir hoe lank sal ons moet wag? En hoe leef ons in hierdie tussentyd? En dikwels bevind ons onsself in tussenin plekke. 'n Kind verlaat die huis, 'n loopbaan kom tot einde, jy sê totsiens vir iets of vir iemand, en jy is onseker oor wat lê voor. En as Christene leef ons in die grootste tussentyd van almal. Ons wag op die terugkoms van Jesus. En dan is die vraag, maar hoe leef ons dan hier, in die tussentyd? En om ons te help om daaroor te dink, wil ek jou nooi om vandag saam met my na die woorde van Paulus aan die kerk in Efese te kyk. Nou Efese was 'n groot en 'n invloedryke stad in die Romeinse provinsie van Asië, wat ons vandag ken as Turkye. So Efese was 'n smeltkroes van verskillende godsdienste en handel en kulture wat saamgekom het. Verskillende filosofieë en idees gehad wat meegeding het oor aandag van hoe ons behoort om te leef. En miskien is dit nie so anders as die stede waarin ons vandag leef nie. Selfs as jy in 'n klein plekkie leef, is ons almal verbind aan die globale dorp van die internet. So met dit in gedagte, kom ons luister na Paulus se woorde. Kom ons lees saam. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. Want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Nou Paulus skryf hierdie woorde ongeveer 60 jaar na Christus. En hy is in die tronk, praat van 'n tussenin tyd. En hy skryf dit aan mense wat uitwerk hoe om nou te leef. En dit is 'n woord vir hulle en ook vir ons. Soos Romeine 8 sê, die hele skepping kreun, verlang, saam met ons, soos 'n vrou in kraam, met 'n verlange dat alles bymekaar moet kom. So hoe leef ons dan in die tussentyd? In Paulus se woorde, ons word geroep om te leef as kinders van die lig. En ons gaan dit vandag verken deur na 3 uitnodigings te kyk. Eerstens, ons kyk op na die Vader. Tweedens, ons kyk op en word 'n navolger. En derdens, ons kyk op en leef deur die Gees. So as jy leer om fiets te ry, is die advies dikwels om nie te kyk, af te kyk en na jou wiel te kyk nie, maar is om vorentoe te kyk, daarna waartoe jy wil gaan. As jy 'n boom sien, vermy jy dit nie deur na die boom te kyk nie, jy vermy dit deur op te kyk en reguit vorentoe te kyk. Nou vir ons is dit so maklik om opgeneem te word deur die lewe rondom ons. Ons raak besig, ons kan verveeld raak, of ons kan opgeneem word in afleidings.
Die uitnodiging, terwyl ons leer om in die tussentyd as kinders van die lig te leef, is dan eerstens om op te kyk na die Vader. Die Vader wat hier by ons is, nie ver en weg nie, maar hier. Ons kyk op na die Vader en dit gee vir ons die hoop om staande te kan bly, wat ook al jy in die gesig staar. Ons ontdek dat God is by ons. Ons ontdek ons is nie alleen nie, en dat God vir jou is. Nou as ons dink aan God as Vader, miskien twee aspekte om van God te onthou vandag. Eerstens, God is liefde. Nou wanneer ek en jy aan liefde dink, dan dink ons baie keer aan 'n emosie of 'n gevoel, een wat dikwels irrasioneel is. Dink maar aan die liefdesliedjies, wat praat van liefde as 'n stroom van emosies. Jy smag na jou geliefde. Jy sal elke berg klim, jy sal deur elke see swem om by jou geliefde te wees. Maar die probleem met hierdie prentjie van liefde, is dat ons weet, dat dit kan ook afneem, dat die liefde kan vervaag. So ons hoor, God is liefde. Dan maak ons soms die aanname dat God is verlief op ons. Maar liefde in die woorde van Dallas Willard, is nie primêr 'n emosie nie. Liefde, die liefde van God, is om die goeie vir die ander te wil hê. Dis 'n begeerte vir die welstand van die ander. En is hierdie begeerte wat lei tot God wat alles vir ons opoffer. God is liefde. En God is heilig. Nou wat beteken dit? Heilig beteken dat God is totaal anders, beter as ons beste idees oor God. God is Vader en Moeder en hy is nog meer as dit self saam. God is herder, maar hy is ook die leeu van Juda. God se heiligheid spreek van God wat een is. Hy is heel, hart, wil, verstand, alles een. En God is sonder sonde. God is sonder gebrek. God is goed tot God se kern. En God se intensie is altyd wat goed is vir my en vir jou en vir ons hele wêreld. Want God wil lewe bring. En dan omdat God heilig is, haat God alles wat vernietig, alles wat dood bring. Nou wanneer ons in die Bybel lees van God wat kwaad word, is dit met 'n allesverterende liefde, wat vir ons wil hê dit wat goed is vir ons. En ons moet hier begin, as ons aan God dink, dat God liefde is en dat God heilig is. God is nie kwaad nie, God is nie wraaksugtig nie. Toe Adam en Eva sondig en alles stikkend is, kruip hulle weg, in skaamte, in vrees. Maar as God, vanuit sy liefde, wat hulle opsoek, dis God wat vir hulle doen, wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. Hy maak liefdevol vir hulle klere om hulle te bedek. Nou, omdat God heilig is, raak gebrokenheid, raak sonde om. En as ons eerlik is, sou ons regtig nie 'n God wou hê wat soos 'n groot teddybeer is, wat ongeraak is deur wat verkeerd is in ons wêreld en in ons lewens nie. 'n God wat alles sou toelaat, wat sou sê, ek kyk na die ander kant, sou nie 'n goeie wese wees nie. Dit sou wees soos 'n ouer wat hulle kinders alles toelaat, met geen beperkings, geen gevolge nie. Nou kyk, as jy 'n tiener is, dan kan jy dink so 'n ouer is cool. Maar as jou lewe in stukke in mekaar sou stort, sou jy dink, my ouers was lui, wat my dalk net nie lief gehad nie. Ons sou nie dink dat hierdie is goeie ouers nie, net soos wat ons nie 'n God sou wat wou hê, wat maar net sê, alles is reg, moenie daaroor dink, moenie skuldgevoelens hê nie, skuldgevoelens is onnodig nie. Want om geen grense te hê nie, is nie liefdevol nie. Want sonde, gebrokenheid, vernietig, dit lei tot die dood. Nou hier in die wintermaande, hou ons as gesin daarvan om 'n kaggel aan te steek. En dis een van daai is met 'n glas deur. En as ek vir my dogtertjie sou sê, moenie aan die glas raak nie, is dit nie omdat ek wil hê sy moet my liefde verdien nie, dis omdat ek wil hê sy moenie seer kry nie. Ek het haar beste in gedagte, en sy mag dalk self skrik, as ek hard praat, maar my intensie is vir haar. So wanneer jy die Bybel lees, en dalk selfs God se kwaad sien, onthou dat God se liefde, God se heiligheid, is vir jou, is vir wat goed is vir jou. Nou ons het nodig, om gereeld herinner te word, om op te kyk, en om God te sien. En die manier van die natuur, het 'n manier om ons te herinner, aan God. Psalm 19 nooi ons om na
die lig te kyk, dat die hemele verkondig die heerlikheid van God. Jesus het ons genooi om na die voëls van die lug te kyk, om die lelies te sien. Die natuur is die eerste Bybel. God openbaar homself deur die skepping. Vertel van 'n God wat alles met liefde gemaak het, alles onderhou in liefde. En so wanneer ons na die natuur kyk in verwondering, ontdek ons dat God is werklik heilig, hy is werklik anders. Dit herinner ons dat God is vir ons. En dit bring ons by ons tweede uitnodiging. Hoe leef ons in die tussentyd as kinders van die lig? Ons kyk op en ons word 'n navolger. Dallas Willard, 'n professor in filosofie en 'n baie groot Christelike skrywer, vertel hoe hy op 'n keer deur een van sy studente gevra is, Dallas, jy is so slim, jy praat heeltyd van Jesus, maar hoekom volg jy Jesus? Dallas het stil geword en hom gevra, wie stel jy voor? In die skrif van vandag het ons gehoor hoe Paulus ons herinner en ons roep om navolgelinge van God te word. Dat terwyl ons wag in die tussentyd, sê dieselfde refrein wat ons deur die Bybel gereeld hoor. Luister wat sê 1 Petrus. Hy sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, word julle ook heilig in al julle wandel, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Nou Jesus het gesê, dat as ons hom sien, het ons die Vader gesien. So ons word genooi om nie net na Jesus te kyk in bewondering nie, maar om van hom te leer, sy patroon te volg, om heilig te word. Nou Richard Foster skryf dat heiligheid vir ons is 'n lewe wat goed werk. Nou klink dit nie uitnodigend nie. Om heilig te wees beteken nie om wette te onderhou, om God se aandag te probeer kry of sy goedkeuring te wen nie, want dit het ons al reeds. God gee dit aan ons deur sy liefde en sy genade. Om heilig te word is om alles van jou lewe, jou verhoudings, jou begeertes, jou denke, jou ingesteldheid, jou dade, alles na God te bring om getransformeer te word, sodat jou lewe kan werk, kan funksioneer. 'n Heilige lewe is bedoel vir hierdie lewe, so om te kan leef met 'n innerlike wêreld wat gesond is, met geordende begeertes. Dis om te leef met wysheid en met goedheid en met waarheid. Dis om te doen wat jy moet doen, wanneer jy dit moet doen en ook hoe jy dit moet doen. Nou Jesus het gesê dat wanneer ons hom gesien het, het ons die Vader gesien. En daarom gaan ons gereeld in die evangelies bly. Ons gaan kyk na hoe Jesus geleef het, sodat ons verbeelding verryk kan word van hoe 'n lewe lyk wat goed werk. En met baie deernis wil ek vandag vir jou vra, vriend, wat in jou lewe werk nie? En wanneer jy daarna kyk, is dit nie om jouself te oordeel of om jou met skaamte te vul nie. Maar dat as jy met eerlikheid na jou lewe kan kyk en kan raak sien, in watse area van my lewe smag ek na God se aanraking, na God wat my genees. Sonde en gebrokenheid praat uiteindelik van dit wat nie goed werk nie, van 'n siekte. En is God wat ons wil genees, wat ons wil rein maak, wat ons wil heilig. Vandag kan ek jou nooi om met die Here eerlik te wees daaroor. God wil jou neem na 'n lewe wat werk. God wil jou lei na 'n lewe van vryheid. En dan ons derde uitnodiging. Dis om op te kyk en leef deur die Gees. Nou Max Lucado vertel in 'n baie oulike kinderstorie dat daar 'n dorpie was waar houtmense gebly het. Nou hulle was almal gemaak deur die houtmaker Eli. En elke dag het die houtmense vir mekaar plakkers gegee. Goudsterre as jy slim, mooi of oulik was, en grys kolle as jy foute gemaak het of dalk nie so indrukwekkend was nie. Nou een van hierdie houtmense, Punchinello, het oral om hom net grys kolle gehad. En hy het later begin glo, hy is net nie goed nie. En so hard soos wat hy probeer het, kon hy net nie van hierdie kolle ontslaa raak of sterretjies verdien nie. En toe eendag, toe sien hy 'n houtpersoon met geen plakkers op nie. Nie sterre of kolle nie. En hy vra toe vir haar, hoe is dit? Jy het geen plakkers nie. En Lucy vertel vir hom, wel wat ek doen, ek gaan elke dag na Eli toe, en ek gaan kuier by hom.
En jy moet dit regtig doen. Hy sal daarvan hou om jou te sien. So Punchinello, nuuskierig, dalk ook moeg vir al die kolle en sy eie probeersla om daarvan ontslae te raak, gaan toe eendag op na Eli toe. En toe Eli hom sien, toe sê hy, Punchinello, ek is so bly dat jy hier is. Punchinello, weet jy dat jy is belangrik? Jy is spesiaal, want jy is myne. En Punchinello is daar weg, en hy het by homself gedink, Eli bedoel dit regtig. En met dit, het die eerste gryskol van hom afgeval. En wanneer ons hoor om te leef as kinders van die lig, is die uitnodiging aan ons om God toe te laat, om ons te transformeer. Om te leef deur die Gees, is om God toe te laat om ons heilig te maak. Dis God se werk. As jy dink aan daai kolle wat jy dra, wat sou gebeur as jy dit vandag aan die Here die toestemming gee, die oorgawe om jou nuut te maak? Nou een praktyk wat ons kan help om te leef deur die Gees, is om te bid reflekterend oor ons lewe. In die 17de eeu was daar 'n man met die naam Ignatius. Nou, hy was uit 'n adelike familie en hy het groot geword met 'n ambisie dat hy wil iets word. En hy sluit hom toe aan by 'n weermag en daar in die weermag word hy in 'n geveg beseer. En hy gaan toe huis toe om te herstel en dit was 'n lang hersteltyd gewees, so hy het gelê en verveeld tel hy toe boeke op om te lees. En die eerste boeke is romanse. Nou, hy het 'n baie sterk verbeelding gehad. En soos wat hy hierdie romanse lees, het hy in sy verbeelding gesien hoe hy ook hierdie groot minnaar is, wat harte verower. En toe al hierdie boeke klaar gelees is, toe tel hy 'n boek op oor die lewe van heiliges, van mense wat toegewyd is aan die Here. En weer in sy verbeelding sien hoe hy leef na die Here, hoe die Here hom nuut maak. En hy let toe op, dat as hy oor hierdie twee ervarings reflekteer, dat hierdie verbeelding om 'n groot minnaar te wees, dit gee so 'n bietjie afleiding vir 'n ruk, maar dit hardloop uit stoom uit. Dit los hom nie met lewe nie. Maar wanneer hy homself sien saam met God, is dit soos 'n vuur wat net al groter word. En hierin sien ons die waarde van refleksie in ons lewe. Dis 'n manier om wakker te word. 'n Manier om wakker te word vir die werklikheid van God en van onsself en van om God toe te laat om ons te transformeer. So 'n eenvoudige praktyk wat jou hiermee kan help, is 'n refleksiegebed aan die einde van jou dag. Dit vat ongeveer 7 minute. So jy begin eerstens deur vir God te vra vir sy lig, om jou dag te sien vanuit sy perspektief. Tweedens is dit dan om vir die Here dankie te sê. Dankie vir 'n geskenk van vandag, want dankbaarheid het 'n manier om ons te begrond. So miskien wil jy die Here dankie sê vir jou familie, vir jou werk, dat jy werk het, vir jou liggaam, vir vriendskappe. En dan derdens, vra vir Jesus om saam met jou deur die dag te stap in jou herinnering. En laat jou dag dan soos 'n rolprent voor jou afspeel. En wanneer jy reflekteer so, dan stap jy saam met Jesus en jy let op. Jy let op, hoe het ek gevoel toe ek vanoggend wakker geword het, toe ek my huismense gesien het. Jy onthou jou eerste ontmoeting en stadig stap jy deur jou dag en jy herroep alles wat gebeur het. En dan soos wat jy dit doen, is dit die uitnodiging om te reflekteer en te identifiseer een oomblik van lig, wanneer jy die lewe ervaar het. Miskien was daar 'n geleentheid wat jy naby aan die Here gevoel het. Dalk is daar iets wat jou geraak het, wat jy iets gedoen het, wat jou laat voel het, ek is gemaak hiervoor. God het my hiervoor geskep. Of dalk het jy iemand gedien. Wat was daai oomblikke van lig? Maar identifiseer dan ook oomblikke van duisternis. Oomblikke waar jy afgesny gevoel het van God, afgesny gevoel het van jouself. Nou donker oomblikke kan ook kom van ander se optrede teenoor ons. Kan ook wees waar jy swaar gevoel het, of wat jy gevoel het, dit wat ek nou doen is teen die grein van wie ek is. Maar is ook 'n geleentheid vir eerlik te wees met onsself, waar ons eerlik kan wees, daai oomblikke van woede wat ek dalk beleef het. Daar waar ek gesondig het, daar waar my lewe uit balans was. Nou onthou, wanneer ons kyk, God lei ons nie in skaamte nie, maar God wil ons nooi na vryheid. God wil ons genees. Dis die pad na heiligheid toe. So ons kan dan vir God vra om ons te vergewe.
om jou heel te maak. En dan laastens, nadat ons gereflekteer het, kyk ons vorentoe na die dag van môre. En dan vra ons vir die Here vir die genade wat jy spesifiek nodig het vir môre. Miskien is daar 'n vergadering of 'n taak waarvoor jy God se genade nodig het. God se genade is dit wat ons bemagtig. Dis sy Gees wat ons in staat stel om te leef die lewe waartoe hy ons roep. Genade is nie net vir diegene wat van God vergifnis nodig het nie. Volgelinge van Christus, ons gebruik genade oomblik vir oomblik, soveel soos wat 'n vliegtuig brandstof gebruik. Vriende, die tussentyd is nie net 'n tyd van wag nie. Ons word geroep om nou, op hierdie lewenspad, kinders van die lig te wees. Om na God te kyk as ons Vader, hy wat goed is en hy wat goed wil hê vir jou. Dis 'n tyd om Jesus na te volg, om by hom te leer, hoe om te leef. En dis om die Here se Gees toe te laat, om ons heel en heilig te maak. Dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, is hy wat in ons woon. En soos wat ons leef as kinders van die lig, bring ons ook sy lig, maak ons dit openbaar in die wêreld waar ook al ons gaan. Kom ons bid saam. Here, hier in die tussentyd, dankie dat ons nooit alleen is nie, maar dat U by ons is. Here, ons kom en ons vra vandag dat U ons sal lei en ons sal leer. Here, help ons om ons oë op U gefestig te hou. Help ons om by Jesus te leer hoe 'n lewe lyk. Here, help ons om oop te maak vir die Gees, sodat ons U lig kan uitleef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.